As ek dink oor saamgaan, dan maak dit my onmiddellik opgewonde. Nie omdat ek hierdie sosiale vlinder is nie, inteendeel, ek is 'n redelike introvert, maar dit maak my opgewonde, omdat ons as mense beslis beter af is, wanneer ons saamwerk. As jy vinnig wil gaan, gaan alleen. Maar as jy ver wil gaan, gaan saam met ander. So opgewonde as wat dit my maak dit my dan ook onmiddellik angsbevange. Om saam met ander te gaan, om regtig saam met ander te gaan, vra dat ek moet spasie maak. Net soveel as wat 'n klomp mense my moet duld, moet ek leer om ander ook te duld. Ek moet leer om mense eerder in te nooi, as om mense weg te gooi. Dit is moeilik. Om spasie te maak is moeilik. Om diep gewortelde gemeenskap, saamwees, te vestig, het groeipyne. Om saam te gaan, vra 'n radikale tipe gasvryheid, waar ons moet oefen en leer, dat ons nie kieskeurig kan wees in die mense saam met wie ons wil gaan nie. In verhouding met God Drie-enig word ons geroep en gestuur na alle mense. God is die God van alle mense. Ons moet spasie maak en saamgaan, selfs wanneer die mense op ons pad, anders as ons lyk, anders as ons dink, anders as ons glo. Natuurlik beteken dit nie dat ons alles van almal anders moet goedkeur en aanvaar nie, maar dit beteken beslis nog steeds, ons moet mense eerder innooi, as om mense weg te gooi. Ons behoort mense, ongeag hoe anders hulle as ek is, radikaal en gasvry te ontvang en die Here te vertrou om ook in daardie saamwees te voorsien wat nodig is. 2 verhale kom by my op. En daar is nogal talle ander deur die hele Bybel. Die Emmausgangers en die barmhartige Samaritaan. Nou in die Emmausgangers se verhaal is dit 2 gelowige mense wat op pad huis toe somber en eg nadink oor Jesus wat gekruisig is. En in hulle saamwees sluit Jesus dan uiteindelik by hulle aan. Maar Jesus word wel eers aan hulle bekend nadat hulle hom radikaal gasvry ontvang en hy dan die brood aan hulle tafel breek. Hulle maak spasie vir 'n vreemdeling en dan beleef hulle hoe Jesus, God self, teenwoordig is. In die barmhartige Samaritaanse verhaal is die 2 grootste rolspelers 2 baie verskillende mense. 'n Judeër en 'n Samaritaan. 2 mense wat beslis nie onder normale omstandighede met mekaar sou meng of wou meng nie. Mense met verskillende geloofsoortuigings, verskillende gebruike en 'n klomp verskillende maniere van dink en doen in die lewe. Tog is dit hierdie ander ou met wie die Judeër nie sou kies om te meng nie, hierdie Samaritaan wat barmhartigheid toon. Die Samaritaan is die een wat hierso spasie maak. Die Samaritaan is die een wat hierso deur radikale gasvryheid iets van God se genade laat tasbaar word. Ek wonder sommer ook, wat sou met hierdie man wat hierdie rowers oorrompel was in die verhaal, wat sou met hom gebeur het as hy nie alleen op pad was nie? There is safety in numbers. Saamgaan en saam wees oortref eensaamheid en alleenheid. God roep ons om saam te gaan. Nou om dit so bietjie meer prakties te maak, moet ons aan ons eie lewens dink. Waar kan jy 'n saam wees of 'n saamgaan praktyk begin beoefen? Miskien kan jy saam met 'n werkskollega 'n koffie drink of 'n ete deel. Dalk jy's een met wie jy min te doen kry, of dalk jy's een wat 'n ander ras of taal of geloof as jy is. Dalk is jy op 'n plek waar jy tans nog net kan bid dat die Here jou sal lei oor hoe en waar jy saam met ander kan gaan. Gebed is ook nodig. Bid dan sommer daarmee saam vir die vervolgde kerk. Ons saamgaan as liggaam van Christus behels ons saam bid, saam dien, saam wees, saam bely en saam nooi van ander wat nog uitgeskuif is. Breek die grense wat die samelewing tussen mense bou. En bou die brûe tussen ander wat so dikwels afgebrand word en beleef hoe God teenwoordig is in julle saamgaan. Sien julle by vanaand se Pinksterdiens om 18:30. Mooi week vir julle.